Hemelse Vader, ons kom vra vanoggend dat U ons sal help om vanoggend voor U te kan stil raak. Here, U weet ons sukkel so baie keer om voor U stil te raak, want ons gedagtes is so besig, ons leef in so 'n gejaagde wêreld dat ons eintlik, Here, verleer het om te kan stil word. En dan help ons asseblief vanoggend dat ons regtig sal stil word voor U, regtig by U voete sal kom sit en sal kom hoor. Wat is dit wat U graag vir my wil kom sê? Maar meer nog, Here, wat is dit wat U graag vir my wil kom doen? Want daar is so baie goed wat U graag vir elkeen van ons wil kom doen, maar ons gee U nie die geleentheid nie. Ons gee nie U die kans om my lewe aan te raak nie, want ons is te gejaag, te besig. Daarom gee dat ons vanoggend regtig net voor U sal stil raak. En sal toelaat dat U wat die groot geneesheer is, ook vanoggend ons elkeen sal kom aanraak. Deur die woord en deur die teenwoordigheid met die Heilige Gees, wat in ons elkeen bly. Amen. Ek gaan volgend vir ons saam lees uit Psalm 147 uit. So as jy in jou Bybel wil gaan soek, Psalm 147, en dan gaan daarvan vir ons die eerste 11 verse, gaan ek vir ons saam lees, vanuit Psalm 147. Ek lees daar vir ons van vers 1 af. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dis is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied, sing tot eer van ons God, met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën vir die aarde. Hy laat gras op die bergland uitsprei. Hy gee aan die Here hulle veiding. Hy gaan gee aan die diere hulle veiding en versorg die jong kraaie wat om kos skree. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat die Here dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Ek lees vir ons vanoggend tot sover. In hierdie lewe is daar baie keer goed wat ons graag sou wil probeer vermy. Daar is so baie goed wat as ons kan, sou ons eerder nie wou gehad het dat dit ons lewenspad moet kruis nie. Goed wat vir ons uitdagend is. Goed wat ons wens nie deel was van hierdie lewe waarin ons leef nie. Maar ongelukkig is daar sekere goed wat onvermydelik is. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, daar is sekere goed wat ons net nie in hierdie lewe ten volle kan vermy nie. En een van hierdie goed wat meeste van ons eintlik graag sou wou vermy het, en nie wou gehad het moet ons lewe elke nou en dan oor ons lewenspad kom nie, is seer kry. Want in hierdie lewe hier op aarde beleef ons 'n klomp seer kry. Seer kry het in 'n sekere sin deel van die wêreld geraak toe sonde in hierdie wêreld ingekom het. Het dit ook as neeweffek seer kry veroorsaak. En stoei ons almal met 'n klomp seer kry
wat baie keer gebeur. Nou seer kry kan verskillend wees, né? Sommige seer kry is van korte duur, die impak is nie groot nie. Dus byvoorbeeld soos as mens nou 'n praktiese voorbeeld kan vat, as jy nou iewerster gaan kamp het of in die natuur is en jy trap in een van die lekker pendorings, dan is dit seer, dis nie lekker nie, maar die impak is nie so groot nie, die impak is van korte duur. Ander seer kry se impak is groter en die seer kry is meer intens. Dis soos wanneer jy byvoorbeeld val en jou arm of iets baie sleg breek en nou moet jy hospitaal toe gaan en jy moet 'n operasie gaan kry en dan is die impak baie groter en is van langer duur wat daai seer kry dan ook saam met jou is. Maar seer kry is nie noodwendig altyd net negatief nie. Ons beleef dit, as ons nou weer op 'n fisiese vlak kan praat, soms het jy een of ander probleem en dan moet jy hospitaal toe gaan en 'n operasie ondergaan. En dan weet jy dat baie keer na die operasie gaan jy baie pyn hê. Maar daai pyn is eintlik nodig vir jou om beter af te wees na die tyd. En jy weet dan vir 'n kort termyn gaan jy pyn ervaar, maar na die tyd gaan dit tot jou voordeel wees wanneer jy heeltemal dan ook geherstel het en wanneer dit heeltemal genees het. Ons weet ook dat baie seer kry los merke, fisiese merke. Baie keer sal 'n ou met operasiemerke sit of as jy iewerster jou sleg gesny het, dan los dit 'n litteken. Maar dit kom iewerster op die punt waar dit genoeg genees dat jy nog steeds die litteken kan sien, maar dis nie meer seer nie, dit pla jou nie meer nie. Maar wanneer jy na die litteken kyk, dan herinner dit jou daaraan dat jy wel iewerster op 'n stadium jouself seer gemaak het en beseer het. Ek wil graag weer 'n voorbeeld gebruik wat ek al vorige keer gebruik het. Jare terug is ek daar by die laerskool en ek sit en wag vir een van my kinders toe hulle nog op laerskool was. En ek sien hier kom 'n ma uitgestap. Ek dink dit was 'n graad 1. Dalk was dit graad 1 of 'n graad 2 seentjie. Maar jy kan duidelik op sy wange sien hy het gehuil. Jy sien duidelik hierdie traanstrepe hier op hierdie halwe vuil gesiggie want hy daar natuurlik lekker pouse gespeel. En ek hoor waar die ma met hom praat en die ma vir hom vra, maar het hy seer gekry en vir hom sê, maar hy moenie bekommerd wees nie, sodra hulle by die huis kom, dan sal sy vir hom 'n pleistertjie plak, of waar ook al dit seer was, want ons almal weet met die kleintjies baie keer help dit om 'n pleister op te plak, al voel hulle beter. En terwyl hy so in sy ma stap, toe sê hy hierdie wyse woorde, toe sê hy, mamma, daar waar ek seer gekry het, kan mamma nie 'n pleistertjie plak nie. En wat toe gebeur het, is dat ek hoor toe in die res van die gesprek, dat sy beste maatjie het vir hom die oggend tydens die eerste pouse gesê, maar ek wil nie meer met jou maatjies wees nie, ek het nou 'n ander nuwe beste maatjie gekry. En dis die seer kry wat hy beleef het. En dis kom hy toe vir sy ma sê, maar mamma, daar waar ek seer gekry het, kan mamma nie vir my 'n pleistertjie opplak nie. En dis deels wat ek vanoggend oor wil praat. Ons almal beleef in hierdie lewe seer kry. Daai seer kry waar ons nie 'n pleister op kan plak nie. Daai seer kry waar ons nie 'n verband kan omdraai nie. Daai seer kry wat ons nie kan gaan vir 'n operasie om daai seer kry beter te maak nie. En ons almal beleef sulke seer kry in hierdie lewe. Niemand van ons kan deur hierdie lewe gaan sonder dat ons iewers met tye seer kry nie. En soms beleef ons seer kry baie meer intens, sommige kere is dit minder intens. Maar almal van ons beleef in hierdie lewe seer kry. Ja, ons sou vreeslik graag dit wou omseil het en dit misgeloop het. Maar is ongelukkig deel van hierdie lewe weens die sonde wat in hierdie lewe ingekom het. Ons beleef dat mense in hierdie gejaagde lewe emosioneel uitgeput is, baie keer van al die seer kry. Julle tieners wat vanoggend hier in die kerk sit, dis so hartseer as mens beleef en hoor hoeveel seer kry tieners al in hulle lewe beleef het. Seer wat hulle gekry het om verskillende redes, verskillende goed wat met hulle gebeur het. Dis hartseer as mens hoor hoeveel seer kry daar baie keer in gesinne en huwelike ook lê. Ons leef in 'n gebroke wêreld en dit veroorsaak ongelukkig
baie keer seer kry. Wanneer ons fisies seer gekry het, dan weet ons gewoonlik hoe om dit te hanteer. Nou, ons is in hierdie tyd waar almal of baie mense siek raak, griepseisoen, dan weet jy, maar ek moet gaan pille kry by die apteek, ek moet hierdie goed drink om my te laat beter voel. Of wat dit erger is, dan weet ek moet dokter toe gaan, ek moet gaan antibiotika kry. As ek my arm gebreek en dan weet ek moet hospitaal toe gaan dat hulle my arm kan regmaak, het sy met 'n operasie of het sy net met gips. Maar so baie keer dink ek, weet ons nie, wat moet ek maak met hierdie ander seerkry wat ek mee sit? Fisiese seerkry se simptome is baie keer makliker sigbaar, ander kan sien. Maar baie keer loop ons met 'n stuk seerkry wat ons wegsteek vir ander wat ander nie kan sien nie. Dat ons baie keer nie met ander wil deel om watter redes ook al. En dan gaan ons maar met deur hierdie lewe met hierdie stuk seer en ons hanteer dit nie, ons doen nie iets daarmee nie, ons maak nie iets met hierdie stuk seer kry wat ons beleef nie. In die Ou Testament sien ons dat die volk het vir God onder andere die naam gegee van Jahwe Rove. Ek is nie seker of ek dit reg uitspreek nie. En dit beteken die Here wat genees. Dit was een van die name wat die volk, wat ons al daar in Exodus van lees, wat die volk vir God gegee het, om te sê, maar hy is ook die God wat genees, hy is ook die God wat heel maak. Jy sien na die aanhaling uit Exodus 15 uit, wat sê, maar God is die een wat gesond hou. Hy is die een wat graag wil hê dat ons gesond moet wees, heel moet wees. Hy wil ons graag genees, en dan gaan dit hier nie net oor fisiese heel wees en fisiese genesing. Ek dink so baie keer lees ons dit mis dat dit vir die Here holisties gaan. Nie net oor my fisiese gesondheid nie. Gaan ook vir die Here oor my emosionele gesond wees, my geestelike gesond wees. Inteendeel, dit weeg swaarder vir die Here op die einde van die dag. Dat ek fisies en emosioneel gesond sal wees. En so baie keer sien ons in die evangelies, as ons mooi gaan lees, elke keer wanneer die Here iemand gesond gemaak het, heel gemaak het, was daar gewoonlik 'n diepere doel daar agter. Dit het 'n doel gehad gewoonlik dat hulle emosioneel en of geestelik ook 'n stuk gesond maak beleef het. En dis hoekom hy mense in die evangelies gesond gemaak het, behalwe om ook te bewys dat hy die seun van God is. Was daar meestal 'n dieper betekenis en ons het al daaroor gepreek, maar kom ek noem dit net weer as voorbeeld. As ons net die 10 melaatses byvoorbeeld vat as voorbeeld, wat ons daar in Lukas 17 van lees. Die Here het hulle aangeraak en genees, en dan sien ons baie keer net die fisiese genesing raak, maar daar was 'n baie dieper emosionele geestelike genesing gewees. Want onthou, as jy melaats was jy uit die samelewing uitgeban. Jy mag nie meer tussen ander mense gewees het nie. Jy mag nie naby ander gekom het nie. Jy mag nie meer in jou huis gekom het nie. Jy mag nie meer fisiese kontak gehad het met enige van jou familie, jou vriende nie. Nou dink julle self daarin in. Ons het so ietsie daarvan beleef in die COVID-tyd, nee. Het ons so ietsie daarvan ervaar. Maar dink jouself daarin in, jy kry hierdie siekte, en nou mag jy nie meer hier in Nelspruit bly nie. Hulle sê vir jou, jy moet nou maar hier buite iewerster in een van die natuurreservate gaan bly. Jy mag glad nie meer fisiese kontak hê met jou vrou, jou man, jou kinders, wie ook al nie. Jy mag nie meer kerk toe kom nie. Jy mag nie meer werk toe gaan nie. So die implikasies was groot, en dan wanneer Jesus hulle fisies gesond maak, gaan dit oor 'n baie dieper genesing. Wat genees die Here? Die Here genees verhoudings weer. Hulle kan weer huis toe gaan, hulle kan weer kontak hê, fisiese kontak met hulle man, hulle vrou, hulle kinders, hulle familielede. Hulle kan weer gaan werk, hulle kan weer deel word van die geloofsgemeenskap. En so sien ons op baie van die kere in die Bybel, dat wanneer die Here genees, gaan dit ook oor 'n dieper genesing. 'n Geestelike en emosionele gesond word, wat vir die Here belangrik is. En daarom moet ons verstaan, in die Bybelse tyd het die Here nie almal gesond gemaak wat siek was nie. Hy het nie almal genees nie.
Jesus het primêr gefokus op daar waar daar ook 'n emosionele, geestelike genesing gaan plaasvind. Van die ander genesing sien ons vind plaas sodat mense juis by God kan uitkom, juis kan besef wie is God en dat hulle kinders van die Here kan word. En daarom moet ons dit mooi hoor vanoggend. As die Here vanoggend kom sê, hy is die God wat genees, sê hy nie daarmee dat hy almal se fisiese ongesteldheid gaan genees nie. Daarmee sê die Here nie, hy gaan almal hier op aarde liggaamlik genees nie. En ek weet baie keer stoei mense daarmee en dan dink mense partykeer maar as my geloof nie sterk genoeg nie, hoekom word ek nie gesond nie, maar iemand anderster word gesond? Dan moet ons verstaan, die Here het 'n plan en 'n doel, juis met jou siek wees ook. Want die Here kan baie keer jou siek wees, jou fisiese seer gebruik om 'n verskil te maak. Of in jou eie lewe, of dalk soms in ander mense om jou se lewe. Soms gaan dit nie oor jou nie. Soms gebruik die Here juis jou siek wees om by ander mense uit te kom en hulle na hom toe te lei. En daarom moet ons hierdie reg verstaan, maar die een ding wat die Here definitief wil doen is, en dit is hy wil graag ons almal emosioneel en geestelik genees. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê vir ons daai mooi deel van Paulus wat sê, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Innerlik, geestelik, emosioneel, vir die Here my kom heel maak, kom gesond maak. En dit is nie 'n eenmalige proses nie, want soos ek aangaan in hierdie lewe kry ek weer seer en kom maar weer seer oor my pad en dan het ek weer nodig om na die Here toe te gaan, dat die Here die nuwe seer wat bygekom het kan genees en my kan help. En daarom dan dat hierso staan dat hy innerlik word ons dag na dag vernuwe. Dis 'n proses waarvan ons deel is wat die Here ons mee help. Nie hartseer ding is, dis baie keer binne in die naby verhoudings waar ons die seerste kry. Mense wat die naaste aan ons staan, wat baie keer die meeste seer in ons lewens veroorsaak. Soms is dit onwetend. Soms bedoel mense glad nie dit so nie, maar my ervaring is dan dat ek seer kry op grond van wat iemand sê of wat hulle doen. Maar daar lê baie keer die meeste seer. Dis binne in gesinne en baie keer binne in huwelike. Wat is die goed wat ons maak dat ons seer kry? Wat is die goed wat seer in ons lewens veroorsaak? Ons beleef seer op emosionele en geestelike vlak baie keer wanneer ons voel mense oordeel ons. Wanneer ons voel mense kyk na my en hulle oordeel oor my terwyl hulle glad nie verstaan wie en wat ek is nie. Ander keer lê ons seer kry partykeer in bitterheid. Ons kry baie keer seer want soms raak ons bitter want dit voel vir ons dit gaan goed met ander mense en dit gaan nie goed met my nie en hoekom gaan dit nie goed met my nie? Hoekom gaan dit lyk of dit so goed gaan met ander, maar hoekom moet ek hierdie laste dra? Hoekom moet ek so seer kry? En dan raak ons partykeer bitter en dit maak ook dat ons baie keer onnodig met 'n stuk seer rondloop. Ons beleef baie keer emosionele geestelike seer kry wanneer ons ervaar dat dit vir ons voel of mense nie in ons glo nie. Dis een wat ons kinders baie keer beleef. Jong mense baie keer beleef dat dit vir hulle voel, maar hulle ouers glo nie in hulle nie. Hulle dink nie hulle kan presteer, hulle gaan iewerster kan uitkom nie. Of as hulle beleef dat onderwysers hulle laat verstaan, maar jy's nie goed genoeg om sekere goed reg te kry of te doen nie. Baie keer beleef ons seer omdat ons eie drome nie realiseer. Ons het hierdie drome gehad vir my lewe, waar ek wil uitkom, wat ek wil doen, en dan gebeur daar goed in hierdie lewe. Soms is dit my eie skuld, soms is dit nie my eie skuld nie. Dan loop ek met 'n stuk seer, want goed het nie vir my uitgewerk nie. Die beroep wat ek gedink het ek gaan beoefen het nie uitgewerk nie. My huwelik het nie geslaag nie. Soveel van daai goed, soveel drome. En dan realiseer dit nie, dan loop ons met 'n stuk seer kry. Baie keer kry ons seer weens verwagtinge. Baie keer het ons verwagtinge wat ons aan onsself stel en ons het eintlik onrealistiese verwagtinge en dan kry ek seer want ek leef nie op teen my eie verwagtinge nie.
Soms is dit die verwagtinge van ander, dis nou weer die teenoorgestelde van mense wat nie in jou glo nie. Soms voel kinders, maar ek kry seer, want ek kan nie teen my ouers se verwagtinge opleef nie. Hulle het bepaalde verwagtinge van my, en nou beleef ek, maar ek voldoen nie daaraan nie, nou kry ek seer. Of die verwagtinge wat ander mense aan my stel. Soms kry ek seer, want ek stel bepaalde verwagtinge aan my huweliksmaat of aan my kinders of aan ander mense en nou leef hulle nie teen daai verwagtinge op en nou kry hulle seer, maar ek kry ook seer, want dit voel vir my, maar ek het dan nou hierdie verwagtinge gehad, dit is hoe dinge gaan uitwerk en nou werk dit nie so uit. Soms lê ons seer kry in die feit dat ons voel dat mense ons soms in die steek laat. Ons voel soms dat ons gaan deur 'n moeilike tyd en ons het verwag dat mense daar vir ons gaan wees. En dan is hulle nie vir ons daar soos wat ons gedink het hulle daar vir ons moet wees nie, en dan veroorsaak dit 'n stuk seer kry. En ek hoef seker nie veel te sê oor hoe woorde mense seer maak nie. So baie keer maak woorde seer, iets wat iemand gesê het, in 'n oomblik wat hulle nie gedink het nie. Of soms maak woorde ons seer, want die ander persoon besef nie eers dat dit wat ons sê hulle gaan seer maak nie. Maar as ons oor al hierdie goed praat, baie van hierdie goed gaan eintlik maar op die einde van die dag oor sonde. Die ding wat my en jou die seerste maak is eintlik sonde. Sonde in my lewe of sonde in iemand anders se lewe. Want ek kry seer omdat ek sonde doen, want ek luister nie na God nie, ek volg nie God se wil nie, ek leef nie in die hand van sy wil nie, en nou gebeur daar goed met my en ek kry seer. Ander keer kry ek seer, want ander mense luister nie na God nie, doen nie wat God se woord ons leer nie. En ons almal sukkel daarmee. Ons sukkel om God se woord uit te gaan leef soos wat hy wil hê ons moet dit uitleef. Ons sukkel om te voldoen aan dit wat die Here vir ons vra. Maar daarom het ons hom juis nodig om ons te help, om meer en meer te kan leef, soos wat hy wil hê ons moet leef, sodat ons minder mekaar kan seermaak in hierdie lewe waarin ons leef. Want baie van hierdie seer kry, het by my dag maar te maak met sonde. Maar nou is die belangrike vraag, wat maak ek? Wat maak ek as ek met hierdie stuk seer sit? En baie van ons sit vanoggend hier en ons loop met 'n stuk seer rond. Dalk is dit 'n seer wat al vir jare kom, seer wat al van jou jong dae af kom. Dalk is dit 'n stuk seer wat nog rou is. Dis 'n onlangse seer kry wat jy beleef het. Soms voel ons seer gemaak, want dit voel partykeer van ons asof die Here ons seer maak. En kom ons erken dit ook. Dat het vir my soms voel of die Here my in die steek gelaat. En daarom, hoe hanteer ons dit? Die belangrikste eerste punt is om dit te erken. Ons is so geneig om ons seer kry te probeer wegsteek. So geneig om ons seer kry te probeer wegredeneer, wegdink. In die eerste stap om seer kry te hanteer wat op emosionele en 'n geestelike vlak is, om te sê, maar erken dit aan jouself, erken dit, ek het seer gekry. Iets wat iemand gedoen het, iets wat iemand gesê het, of nie gedoen het nie, of nie gesê het nie, het my seer gemaak. Of my eie optrede het my seer gemaak. So die eerste stap in hantering daarvan is erken dit. Tweede een is belangrik is om daaroor na te gaan dink. Want baie keer as ons bietjie gaan nadink daaroor, vir onsself tyd gee om oor 'n ding te dink, dan besef ons baie keer maar die ander persoon het dit nie so bedoel nie. Dis deur die ander persoon se onkunde miskien wat hulle iets gesê of gedoen het. Dalk besef ek maar ek het seer gekry op grond van wie ek is. Nee. Baie keer is dit op grond van wie en wat ek is, wat ek seer kry, want ek glo goed moet so wees, en nou doen iemand iets anders, nou sê dat hulle iets verkeerd gedoen het nie sonde gedoen het nie, dis maar net hoe ek goed beleef. En dan sê hy, so om daaroor te gaan dink, help ons om sin te maak daaroor. En ja, soms is dit seer om daaroor te gaan dink, maar dis deel van die heelwordproses. Help nie ons probeer dit iewers ter hierbo in die solderverdieping van ons brein gaan wegbêre en wegsteek en hoop dit gaan daar bly nie. Dan sê soos iemand wat 'n wond het, wat infeksie ingekry het en net heeltyd 'n pleister daaroor plak en glo as ek dit nou nie sien nie, die pleister is daaroor, gaan hy gesond word nie. Maar wat gebeur met 'n wond wat infeksie ingekry het? Hy vergiftig naand jou hele liggaam as jy nie aandag aan hom gee nie. Ja, dis baie keer seer.
Dis seer as hulle daai wond moet behandel wat infeksie in het. Is nie lekker nie. Maar jy het dit nodig sodat jy kan gesond word. En dit is dieselfde waar van emosionele en geestelike seer. Al is dit soms seer, al is dit nie maklik nie, het ons nodig om daaroor na te dink. Want op 'n dag is die Here die enigste een wat ook ons kan gesond maak. En daarom is dit so belangrik dat ons ook met God daaroor sal gesels. Dat ek al my seer kry na die Here toe sal bring en sal sê, Here, maar ek voel seer gemaak oor die volgende goed. En jy kan maar vir die Here ook sê, as dit vir jou voel, jy het seer gekry op grond van die Here se wil, of omdat jy voel die Here het nie ingegryp nie. Die Here wil graag hê jy moet met hom daaroor gesels, met hom daaroor praat. Want hy is al een wat by ouene dag ons kan gesond maak. Jeremia het dit ook al besef. Ons lees daar Jeremia 17:14, dan sê Jeremia die volgende woorde: Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. En hier gaan dit nie oor 'n fisiese gesond maak nie, hier gaan dit juis oor emosionele geestelike gesond maak, wat die Jeremia namens die volk vra. Here, maar kom maak my en maak ons gesond, want U is die een wat op die einde dag kan gesond maak. Want Jesus weet presies waartoe jy gaan. Jesus weet wat ervaar jy. Gaan kyk maar 'n bietjie in die evangelies. Die evangelies lig dit nie weer nog vir ons uit nie. Maar ons kan net besef, wat het Jesus nie alles beleef nie? Hoeveel verwerping het Jesus nie beleef as die mense nie in naam wou luister nie? Ons lees dat hulle met tye weggejaag het, met klippe gegooi het. Wat se teleurstelling het Jesus nie beleef van sy disippels, wat baie keer nie verstaan nie, en wat nie optree soos wat hy wou hê hulle moet optree nie. En so sal ons kan aangaan. Jesus het al daai seer kry beleef. So hy verstaan, hy het begrip, omdat hy ook mens was, met jou en my se seer kry. By Jesus is ook die een wat vergifnis te vind is. Waar ek na die Here toe kan gaan en sê, "Skus Here, ek besef hierdie seer kry wat ek beleef is weens my eie sonde. Ek het nie geluister nie. Ek het nie geluister na U woord nie. Ek het nie geluister na wat U wil is vir my nie, en daarom het ek seer gekry." En dan gee die Here ook vir ons vergifnis. Want is juist deur die feit dat Jesus aan die kruis gehang het, wat hy dit vir ons moontlik gemaak het om ons te genees. 1 Petrus 2 vers 25 sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Deur in 'n verhouding met Jesus Christus te staan wat aan die kruis vir ons gesterf het, daardeur vind ons genesing. Help hy ons om emosioneel geestelik gesond te word. Dan belangrik, gaan gesels met iemand wat jou kan help. Gaan na mense toe wat 'n verskil vir jou in jou lewe kan maak. Die Here gebruik baie keer mense. As ek te siek raak, dan gaan ek dokter toe dat hulle vir my sterker medikasie kan voorskryf. As ek my arm of my been breek, gaan ek hospitaal toe sodat hulle my kan opereer of vir my gips aan kan sit, sodat hulle my kan help, want die Here gebruik ook ons om mekaar te help. Hy gebruik ons om deur ons mekaar te genees. En daarom besef ook dat die Here soms wil hê jy moet dalk by iemand anders uitkom. Met iemand anders gesels wat jou kan help, deur wie die Here jou kan help om innerlike, emosionele genesing ook te kan ervaar. En dan belangrik, vergewe en spreek vry, né? So baie keer loop ons met 'n klomp wrokke in ons rond, wat we nog net onsself seermaak. En ons het baie keer nodig om vry te spreek, te vergewe vir wie en wat ook al iets al teen ons gedoen het, wat gemaak het ons seer gekry. En dan natuurlik, laat dit by God. Ons is so geneig om met die Here oor dit te praat, maar dan vat ons dit weer saam met ons. Ons moet leer om dit by die Here te laat los. Vir die Here te sê, Here, maar ek het hierdie seerheid beleef, maar ek los dit nou in U hande. Want U weet die beste. En dan, belangrik, gaan wees 'n seën vir ander. So baie keer gebruik die Here my en jou seer kry ook om weer ander te kan help.
Omdat ons self deur dit is, verstaan ons dit beter en dat ons begrip vir ander wat dalk deur dieselfde seer kry gaan as ons. En daarom partykeer deel van my en jou heelword proses is soms juis om ander te help wat met dieselfde goed deurgaan. En deur saam met mekaar oor te gesels, help dit ook baie keer dat ons kan heel word en kan gesond raak. Ons lees in Matteus 8 vers 2 tot 3 van die melaatses en wat die melaatse die volgende vir Jesus vra: Here, as U wil, kan U my gesond maak. En dan lees ons, toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: Ek wil word gesond. Die Here kom sê vanoggend vir elkeen van julle presies dieselfde as vir die melaatse. Hy kom sê vir elkeen van julle, maar hy wil so graag ons aanraak, wil so graag hê dat ons innerlik, emosioneel, geestelik gesond sal word. Maar dat ons die Here toelaat om ons aan te raak. Toelaat om die pad met ons te stap, want net soos 'n fisiese besering, vat dit soms tyd om te genees. Genesing gebeur nie noodwendig oornag nie. Soms kan dit. Maar baie keer gaan dit tyd vra. Maar dan moet ek die Here toelaat om my te genees. Ek gaan 'n oombliekie kans gee vir stil gebed, waarin elkeen net vanoggend vir die Here ook kan kom eerlik sê, wat is die seer kry wat jy mee sit? En kom vra vanoggend eerlik vir die Here, dat hy jou sal help met daai seer kry, dat hy jou sal aanraak, dat daai seer kan genees. Hemelse Vader, U ken ons elkeen. Here, en U weet van al die seer kry wat ons baie keer so swaar aan dra. Al daai seer kry wat ons iewers ter bo in die solderverdieping van ons gedagtes probeer wegbêre. Al daai seer wat baie keer word soos 'n wond wat infeksie inkry en wat ons dan net hoop dit sal self regkom en dan besef ons nie dat dit op 'n dag ons hele lewe begin affekteer. Ons hele lewe negatief impakteer. Here, daarom help ons, wys vir ons deur die Gees wat in ons woon en werk, waar is die seer kry wat ons nog nie vir U gegee het. Here, dalk is dit 'n ou seer kry, dalk is dit 'n nuwe seer kry. Here, en ons moet kom bely, soms voel ons seer gemaak oor dit wat U nie doen nie of wat U doen, want ons verstaan nie altyd nie. Here, ons begryp nie altyd U plan nie, ons begryp en verstaan nie altyd U wil nie, en dan maak dit ook ons seer, Here. Maar help dat ons vrymoedigheid sal hê om al daai seer voor die troon te kom neerlê en vir U te sê, Here, maar hier's my seer kry, help my daarmee. Help dat ek genesing kan vind. En dankie dat ons weet dat dit dan is baie keer soos wanneer ek 'n wond gehad het. Ek sit dalk nog met die letsel, ek sit dalk nog met die nagevolge, maar die seer het U gesond gemaak, die seer het U herstel. Here, want U vat nie altyd die nagevolge weg van ons eie keuses of anderse nie. Maar U help ons om dit te hanteer, U help om daai seer te genees. Dankie Here Jesus dat U die groot geneesheer is, en dankie Here Jesus dat U vir ons aan die kruis gesterf het, sodat hy juis deur U wonde vir ons elkeen genesing kan kom. Help ons sal besef dat baie seer kry lê juis as gevolg van sonde, van onsself of van ander. Geef ons die wysheid om al ons seer kry reg te hanteer, en die regte goed te doen met ons seer kry. Here, op grond van ons menswees is so baie keer geneig om ons seer kry verkeerd te hanteer en dan te wil terug seer maak omdat ons seer gekry het. Help ons om
nie terug te wil seermaak as ons seer gekry het nie. Maar wys vir ons hoe U wil hê ons dit moet hanteer. Ons vra dit in U naam. Amen. Onthou, as jy met 'n stuk seer sit, neem nie meer vrymoedigheid, kom gesels met een van ons, gesels met iemand wat jy vertrou, wat jou kan help, dat die Here ook daai seer kan genees. Ontvang ook die seën van die Here wat ons graag gesond wil hou. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.